Man, ek love superhero powers. Het jy geweet, ek en jy het ook sulke superhero powers. Ons gaan vanaand so 'n bietjie vanmiddag so 'n bietjie gesels oor gawes en geloof. Gawes is dit wat ons kry deur die Heilige Gees, wat ons help om dit te doen wat ons moet doen. Nou, ons is deel van een liggaam. Kom ons lees 'n bietjie ons vers hierso. Wag, is dit die eerste een? Ja. Ons is Christus se liggaam hier op aarde. Net soos die verskillende liggaamsdele elkeen sy eie funksie het ons as gelowiges ook verskillende funksies. Nou, elke een van ons het 'n baie special gift, 'n special power wat ons bring na die liggaam van Christus toe. Ons is een liggaam met verskillende dele. Bestaan jou lyf, het iemand net tone? Soos oral, jou oor is tone, jou bout is 'n toon, jou neus is 'n toon. Het iemand net tone? Nee, het iemand net elmboog? Soos jou oor is 'n elmboog, jou knie is 'n elmboog. Het iemand so iets soos dit? So ons is een liggaam, maar elkeen van ons het 'n verskillende deel in hoe ons binne in hierdie liggaam funksioneer. Nou Efesiërs 4 vers 16 sê, onder leiding van die hoof, wie is hierdie hoof? Jesus is die liggaam goed aan mekaar gesit. Al die ondersteunende ligamente hou die liggaam by mekaar. Elke liggaamsdeel vervul 'n bestemde funksie. Dit beteken God het gedink oor wat jy gaan doen binne in hierdie liggaam, watter superpower hy binne in jou gaan sit en hoe hy jou gaan toerus om dit te kan gebruik. En so, deur liefde te bewys, bou die liggaam homself op. Nou soos wat ons hierso by ons Incredibles family hierdie reënboog van kleure het, is elkeen van ons so verskillend en bring elkeen van ons 'n verskillende deel na die liggaam toe, na die mense wat ook Jesus gekies het. Dit is God se liggaam. Dis almal wat gesê het, ek glo met my hart, ek bely met my mond dat Jesus my redder is, dan is jy deel van hierdie family, deel van hierdie tribe, deel van hierdie liggaam. Nou, ek en jy is ook superheroes met powers van die Heilige Gees. Nou, ons gaan gou kyk in 1 Korintiërs 12. Kom ons kyk na wat al hierdie superpowers is. Aan die een gee die Gees die bekwaamheid om goddelike wysheid. So skryf daar neer, die eerste superpower is wysheid te verkondig. Aan 'n ander gee hy die gawe van spesiale kennis. So dis die tweede een. Aan iemand anders gee dieselfde Gees 'n heel besondere geloof. Dis die volgende een. So ons het nou wysheid, ons het kennis, ons het geloof. Aan nog een 'n gawe van genesing, mense gesond te kan maak. Aan 'n volgende een die vermoë om wonders te verrig, miracles. Aan 'n ander die gawe van profesie. Aan die een die vermoë om te onderskei tussen geeste. En aan iemand anders die gawe van praat in tale en nog een die bekwaamheid om die tale uit te lê. Nou daai is wat ons noem die 9 gawes van die Heilige Gees. Nou ek wil saam met jou deur die karakters van hierdie Incredibles movie gaan. En ek wil saam met jou ontdek hoe elkeen van hulle se gift, so ons 'n bietjie herinner, hulle gawe wat hulle gekry het vir hierdie liggaam, ons 'n bietjie herinner aan een van hierdie 9 gawes wat ons nou gelees het. Is julle ready? Okay, so wie gaan ons? Ons eerste een is Elastigirl, en sy het 'n woord van wysheid. Want wysheid maak 'n mens flexible, buigbaar. Wanneer jy wysheid het en jy weet wat om volgende te doen, dan is jy buigbaar. Jy kan die kant toe gaan, daai kant toe gaan en jy kan vinnig aanpas by dit wat nodig is. En dis nogal 'n baie lekker gawe om te hê. Sy rek haar liggaam en sy pas aan in die situasie. Nou wysheid help jou om flexible te wees en die regte ding te doen op die regte tyd. So as jy weet wat God sê, wat sy wysheid is, dan kan jy fleksibel wees in die kant toe en daai kant toe gaan. Sy gebruik wysheid om vinnig te dink, want met wysheid moet jy baie keer besluit,
Draai ek links, draai ek regs, wat doen ek in hierdie situasie? Planne te maak en situasies te red. So daai wysheid, in een van die scenes is hulle in hierdie vliegtuig, en die vliegtuig gaan hulle nou skiet met een of ander laser missile of whatever, ek weet nie wat nie, en sy sê, okay, plan volgende, ons spring uit, sy is die parachute, en hier gaat ons. So sy maak planne, en dis die gawe van wysheid. Nou die Heilige Gees help ons om flexible te wees, om aanpasbaar te wees, om in enige omstandighede te kan sê, okay, ek het die Gees van God binne my, en ek gaan vertrou vir wat om nou te doen, en hoe om hierdie ding nou aan te pak. Ons wacht, en om nie op emosie te reageer nie, want gids julle, as daar 'n probleem is, en ons reageer nie met wysheid nie, dan reageer ons in ons hartjies voel, en dis nie altyd wys nie. Dit is soos, ek voel nie nou lekker nie, ek voel nou kwaad, en dan skop jy jou maatjie op die maag. Is dit wys? Nee, glad nie. Wysheid is om te sê, ek voel nie lekker oor dit wat jy nou gedoen het nie. Kom ons gaan praat met juffrou of met iemand wat ons kan help, dat ons hierdie situasie kan uitsorteer. Kyk, ons volgende superhero en superpower is Violet. En die een wat by haar pas is woord van kennis. Nou, woord van kennis is, jy kan iets sien of weet van wat nie sigbaar is vir ander mense. Het julle gesien hoe Violet so deurskynend raak? En dan steek net haar klere uit, tot sy nou haar suit gekry het, en toe kon haar suit mos ook deurskynend raak, en dan is hy heeltemal onsigbaar. So woord van kennis is, jy kan dit sien wat nie sigbaar is nie. Dis gewoonlik iets wat in die verlede gebeur het. Nou, kennis wys jou invisible dinge. Die Heilige Gees openbaar invisible dinge. Dit wys jou, dit wat jy nie eintlik kan sien nie, kan jy deur die Heilige Gees sien, en dan kan jy dit nou gebruik om te bedien aan mense. Dus gaan nou waar gebruik ons hierdie gawes. Nou Violet het ook hierdie force field, wat sy so rondom haar sit. En dis baie keer wat die Here doen, hy beskerm ons, deur mense se harte oop te maak, sodat wanneer ons iets deel, 'n woord van kennis, ons gaan nou so 'n bietjie saam gaan ons bedien, en kyk wat wil die Here deel met julle, maar wanneer hy dit doen, dan beskerm hy jou, deur vir jou te vertel van hulle, sodat hulle jou kan vertrou, en sodat jy dit kan doen wat die Here met jou deel dan in daai oomblik. So dit is woord van kennis. Ons volgende een is Mr. Incredible. So, dis my favorite karakter. Ek hou die meeste van Mr. Incredible, want geloof is my gunsteling gawe. En Mr. Incredible is vir my 'n gawe van geloof. Want geloof maak ons dapper, dit maak ons sterk, dit maak dit ons sê, niks is onmoontlik nie. Ek kan saam met die Heilige Gees binne my, kan ek enigiets doen. Ek kan enige ding aanpak, maak nie saak hoe onmoontlik dit lyk nie, ek kan dit doen, want ek het die gawe van geloof, van daai dapperheid, van hier kom ek, hier's 'n giant hier voor my, maar ek gaan sê, saam met my God is ek bang vir niks. En weet wat dit hulle dink in die Bybel? Aan Dawid en Goliat. Okay. Geloof maak jou innerlik sterk. Jy glo dat God groter is as enige probleem. Ek weet ons sing dit in die liedjie, my God is so groot. Ja, maar jy moet in jou hart weet dat God sterk is en dat niks onmoontlik is nie. Wanneer daar 'n moeilike toets kom, moet jy weet, ek het geloof binne my hart en ek kan dit doen. Ek kan okay wees, want ek glo dat die Here vir my veg. Wanneer daar 'n moeilike situasie kom, soos 'n skoolskuif of 'n dorpskuif, ek is nou sommer nuuskierig. Wie van julle het nie groot geword of is nie gebore in Mosselbaai nie? Julle het hiernatoe getrek, sit vir my jou hand in die lug. Dis nogal baie. En as ons wegtrek van almal wat ons ken, almal vir wie ons lief is, moet ons nogal geloof hê, julle kan maar laat sak, moet ons nogal geloof hê, dat dinge okay gaan wees. Moet ons nogal geloof hê, dat ek nuwe maats gaan maak, dat ek weer dit lekker gaan geniet by my skool. Maar ons kan dapper wees, en ons kan sê, ek het Mr. Incredible geloof, aan die binnekant van my. Matteus 19, is dit 19 of 17? 19, ek kan nie. 19 vers 26 sê, daarop het Jesus hulle aandagtig aangekyk en gesê,
Menslik gesproke is dit onmoontlik. Een van my favorite verse in die Bybel, ek ken nog net in Engels, ek weet nie in Afrikaans, not by might, not by strength, but by my spirit. Nie deur mag nie, nie deur krag nie, maar deur sy Heilige Gees kan ek dit doen wat ek moet doen. So vir menslik gesproke is dit onmoontlik. Maar lees my saam hierdie laaste woorde van maar af. Kom ons gaan, 1, 2, 3. Come on, sê dit wie asof jy dit regtig erg glo. 1, 2, 3. Okay, skree dit sodat jou bure in die dorp waar jy bly dit kan hoor. 1, 2, 3. Jou hart moet dit hoor. Jou hart moet hoor, by God is alles moontlik. Jou hart moet hoor dat maak nie saak wat gebeur nie. As jy geloof in jou hart het, en jy glo dat God regtig enigiets kan doen, gaan niks jou keer nie. Ek glo dat hierdie naweek se kamp, elke liewe een van julle se lewens vir ewig verander. Ek glo dat die Here is besig om daar waar jy hier is, en jou mamma en pappa by die huis, of mense by wie jy bly by die huis, is die Here besig daar om dinge uit te werk, vir dit wat vir jou nie lekker is nie. Ek glo dit, ek weet, niks is by hom onmoontlik nie. Okay. Die volgende een is Jack. Nou, oh my word, hy's a wild card. Wat is 'n wild card? Jy weet nie wat jy kry nie. Jy is crazy, weet nie watter kant toe nie. Nou, dis partykeer hoe genesing is. Jy weet nie wat gaan gebeur nie. Jy sê, die woord sê, lê jou hande op die siekes en hulle sal gesond word, en jy doen dit maar net. Jy sê, jy siek, ek bid vir jou, en is 'n wild card, maar ons weet, dat met geloof in God, kan ons enigiets doen. En ons kan vir enigiemand bid. Of dit kanker is, of dit 'n hoofpyn is, of dit 'n voet wat seer is, 'n maag wat pyn, ons kan bid vir dit. Want ons het die gawe van genesing binne in ons hart. So Jack het verskillende superkragte. Hy kan, wag, net een terug. Hy kan verdeel in klomp, dan is daar klomp van hom, soos broodjies en visies wat vermeerder, wat net craziness. Hy kan verander in 'n vuurballetjie. Oh my goodness, daai een is scary. Ek weet nie, daai een lyk vir my bietjie vicious. Maar ek het al baie keer gevoel, wanneer die Here my genees, dan is dit baie keer as dit so vuurwarm word, daar waar hy besig is om gesond te maak. So, dit werk ook anders by jou. Hy kan verdwyn, ja my liefie. Dis okay. Hy kan verdwyn, dan is hy daar iewers. Weet nie waar hy is nie. Waar is jou pyn? Nee, ek weet nie. Die pyn is weg. Die pyn was nou net hier, en nou is die pyn weg. Ja, my liefie. Nee, skopie. Guys, so, genesing. Volgende. Jack se vele powers symboliseer hoe die Heilige Gees op verskillende maniere genesing bring. Hy maak ons lyfies gesond. As ons siek is, het jy geweet jy kan vir jou eie lyf bid. Jy het geweet. Jy geweet dat God sê, jy gaan jou hande op siekes lê, en as jy siek is, kan jy hande op jouself lê, en jy kan sê, self, wees gesond, in die naam van Jesus. Dit is 'n gawe wat God vir ons gee, wat ons kan gebruik om na ons toe, ons eie lyfies, na mense rondom ons. As ek iemand sien wat nie lekker is nie, of hoor is nie lekker nie, of ek nou hulle ken of nie, ek beduik hulle, en ek bid vir hulle. Ek is soos, hier gaat ons. Wees gesond in die naam van Jesus. Hulle probeer nog spartel en wegkom. Nee, ek spot. Ek duik hulle daarom nie plat nie. Ek vra daarom mooi en vriendelik. Kan ek asseblief jou bid? Maar ek glo dat Jesus hulle gesond kan maak. Ek wil hoor, is die maats hier binne, wat se lyfie op enige plek nie lekker is nie, jou toon, jou kop, jou maag, staan vir my op. Staan vir my op. As iets van jou nie lekker is nie, dan gaan ons hierdie gawe van genesing, gaan ons nou prakties toepas. Okay, lekker. Nie lekker dat jy seer is nie, lekker dat hierdie ding nou uitgesorteer gaan word. Nou, okay. Wie van julle wil sien hoe Jesus deur jou mense gesond maak? Is daar iemand wat dit wil sien? Natuurlijk, nou okay. As daar iemand rondom jou is wat nou op die oomblik staan, wat sê iets van hulle sê iets is nie lekker nie, dan sit jy net jou hand soms op hulle skouer is 'n veilige plek, sit jou hand op hulle skouer, okay, en dan bid jy saam met my. Okay, so kom bid saam met my. In die naam van Jesus, wees gesond. Pyn gaan uit, en wees pynvry. Amen. Dis dit.
Dis al wat het vat. Nou, okay, die wat nou opgestaan het, loer gou vir my. Is daar iemand wat kan sê, ek het op een manier gevoel voor ons gebid het, en nou toets ek gou by in my maag nog, is my voet nog seer, wat, en iemand wat sê, ek voel beter. Enige iemand, yes, wat het hier so gebeur? Hoe het jy gevoel en hoe voel jy nou? Sê bietjie aan. My kop was seer en toe ons nog gebid het, was dit nie meer seer nie. Ek love it. Wat gesê, jou kop was seer en toe ons klaar van gebid het, nou net hier saam, dus het nie meer seer nie. Iemand wat nog ietsiekie gevoel het, beleef het. Iets was nie lekker nie en nou is het lekker. Wat het gebeur? Ek het myself, die seun speel ter Rolf in Gagabol en toe maak dit my so seer en hierso en nou pyn het nie regtig nie. Oh my goodness, daar is awesome. Nog iemand wat iets gebeur het op een manier gevoel, vertel vir ons. My bors was seer en toe ons klaar gebid het, was dit beter. Ag, awesome. Okay, wat nog? Wat het gebeur? My kop was ook seer, toe voel ek beter toe ons klaar gebid. I like it. Wat het gebeur? Vertel vir ons. My maag het gepyn, dit het beter. Hoor hier, kan julle hoor ons, hoor hier, manne, het iets by julle gebeur? Het hier iets gebeur? Wat het gebeur? Vertel vir ons, was iets nie lekker nie en nou voel jy beter? Ons wil graag hoor. Dis okay, jy kan vir jou groepie leier vertel, dis okay. Sy been was seer. En hoe voel jou been nou? Beter, I like it. Manne, nog iets hier by julle? Oeh, Jesus help die manne. Okay, kom ons kyk, wat het hier so gebeur? Wat was hier lekker nie en hoe voel het nou? My voet het hier so seer gekry, nou voel ek beter toe ons op dit. Ek sien ons 'n paar ander skrape, okay, gesond. Okay, ja. Was hy seer en hoe voel het nou? Beter, I like it. Kom ons hoor gou hierso, wat was hier lekker nie en hoe voel het nou? Ek het naar gevoel toe ons gebid het, toe voel het baie beter. Man, dis awesome. Hoorie, ek sien skrape op julle. Julle moet vir julle ma sê, ons is lief vir julle, ons maak julle nie seer nie, want julle gaan terug met 'n paar ekstra skrape hier. Rustig speel. Okay, kom ons gee vir Jesus 'n lekker handklap vir hierdie gesond wat nou hier gebeur het. I like it. Okay, dis hoe eenvoudig dit is. As jy nie lekker voel nie, kan jy vir jouself bid, jy kan vir iemand vra om vir jou te bid. Noudag by my seentjie se skool, voel een van sy maats nie lekker nie, en hy sê, nee, wag, ons stop die speel net hier, ons bid gou, hoofpyn gaan uit in die naam van Jesus, pyn weg, amen, boom, daar speel hulle verder. En dis ons lewe. Ons hoef nie met seer en met siek en met nie lekker in ons lyfies. Ons hoef nie okay te wees nie. Okay, dan maak Jesus ook ons harte gesond, emosioneel. Maak ons het vandag gepraat oor emosionele bagasie. Wanneer dinge gebeur, maak ek besluit en ek sê wat nou weer? Ek wat? Ek vergewe. Ek vergewe en ek gee dit vir Jesus. Kyk, volgende, kom ons kyk. Jack. Die volgende een is Dash. Wie se gunsteling karakter is Dash? Al die manne. Girls? Ons is 1 of 2. Okay. Nou, Dash is werking van kragte of miracles. Nou dit is instantly, is dit heeltemal anderste. En dis hy superspoed van Dash. Hoor hier, hy kan maar hol. Ek dink as ek moet wens vir 'n superpower, moet ek dalk wens vir Dash. Ek sien baie vinnig hier. Kan ek julle 'n grappie vertel? So, ek en Isak is net getroud. En hy weet nou nog nie hoe vinnig kan ek hardloop of nie hardloop of whatever. So hy weet nou nog nie, ek is net soos man, ek is vinniger as jy. Jy gaan nog sien. Ek is vinniger, ek kan vinniger hardloop. En hy begin nader aan te wonder, is hierdie vrou van my regtig vinniger? Want ons het nog nooit gereis nie. Soos, ons het mekaar nie op skool geken nie, so ons het nog nooit in hierdie resies betrokke geraak nie. En hy sê, okay, goed, ons gaan hierdie ding nou eens en vir altyd uitsorteer. Nou gaan ons kyk wie is die vinnigste. Dan sê okay, gentlemen, ladies first, jy kan so lank wegtrek, en dan sal hy nou maar opvang, as ek nou rarig, soos super vinnig is. Nou kyk, my ma was 'n springbok atleet, so hy dink dalk, okay, geen dalk het hy die jackpot geslat met hierdie vinnige vrou van hom. En ek trek weg, maar ek sit alles in, en ek hol, jy sien stofspat, hy kom draffie langs my, hy sê, is jy nou ernstig? Ek gou, ek gee my beste. So ek moet dalk wens vir die superpower van vinnig. Maar ek is regtig nie vig nie. Okay,
Anyways, volgende. So bonatuurlike superspoed wonderwerke wat gewoonlik baie lank sou vat om gesond te word. Nou partykeer wanneer ons vir iemand bid, die volgende dag word hulle wakker en hulle sê, oh my word, nou is ek gesond. Chapie, sal jy vir ons 'n bietjie vertel van jou genesing met die kos ding? So ek was oorspronklik allergies vir gluten, so ek kon sekere kos en speserye nie eet nie. En op my vorige kamp het jy vir my gebid en ek het van daar af net besluit om te begin eet. En ek eet nou elke keer saam met my groepie en ek markeer niks. Hoor jy, kan ons vir Jesus 'n lekker handeklap gee vir daai? I like it, I like it. Ek is nogal passievol daarvoor om vir mense te bid wat seker dinge nie kan eet nie. Want ons sulke crazy lekker kos. Mens moet alles kan eet wat jy graag wil eet. Okay. So daai is dalk 'n voorbeeld van hy het dit gevat en gesê in my hart vertrou ek Here vir hierdie ding en oor 'n tydperk, dis nou 3 maande verder, JP, hoe lank is dit? En vanoggend kom hy Chanel, ek eet alles en ek voel goed en niks is fout nie en dis baie keer hoe dit is hier 'n bietjie van 'n tydperk, maar dan is daar bonatuurlike genesing wat nie noodwendig op 'n ander manier sou kon gebeur nie. En dan is daar hierdie superpower wat supernaturally vinnig is en dit gebeur net soos jy weet nie eers nie en dan is dit daar. Die Heilige Gees bring soms vinnige wonderwerke, verandering en genesing. Man, daai goed is awesome. Julle, ek het al gehoor van mense wat vir mense bid, dan het hulle hierdie knoppe op hulle, of soos 'n kankerknop of wat ook al, dan jy sal jou hande op mense sit en hulle sal gesond word, en hulle bid vir daai mense, en as hulle hand wegvat, is hulle gesond, en dan niks nie. It's amazing. Daai goed freak my brein, en ek love it, en het is net awesome. Okay, ons volgende superpower is, ek weet nie lekker maar naam mooi te sê nie, maar Etna. Dis so half nasale, Etna. Etna mooi. Nou, profesie. Nou Etna het nie eintlik superpowers nie. Maar sy het die vermoë om te sien wat gaan nodig wees. Onthou dit toe sy die suits gemaak het sy gesien, okay, hierdie Jack gaan hierdie nodig hê en hy gaan daai nodig hê en Violet se suit moet kan invisible raak, want sy kan en wat en sy sien vooruit wat nodig is en dis wat profesie is. Profesie is, God gee 'n boodskap vir dit wat in jou toekoms gaan gebeur. En dan speel daai goed so uit. Nou ek het al profesie in my lewe gekry, dis net soos oh my word, hoe presies dit net so gebeur. Dis 'n boodskap wat die Here met jou deel wat gaan gebeur. Sy voorsien probleme. Okay, great. Volgende. Profesie is om God se hart te hoor en te sê wat kom of wat hy sê. Etna het die vermoë om vooruit te sien en ander te lei. Dis wat profesie doen. Profesie lei jou, dit gee vir jou rigtingaanwysers. Soos 'n GPS wat vir jou sê, draai links, is daai woord van profesie, wat kom en wat jou help om te weet wat die volgende ding is, om te doen. Ons volgende een is vrouzone. Guys, so vrouzone is onderskeiding van geeste. Nou dit klink baie freaky, maar ek wil hierdie ding sê oor dit. Dis baie keer wanneer jy voel in jou hart, hier's ietsie lekker. Nou ek het al baie keer dit beleef, en sê ek soos, okay, ek weet nie, ek kan nie vir jou sê hoekom ons nie by die plek moet wees, of daar moet gaan, of hier, of nou moet ry, of nie daar moet gaan nie, maar ek voel net in my hart, ons moet nie dit doen nie. So dit is baie keer 'n gawe wat jy nie noodwendig kan verduidelik, wat dit is, of hoe dit werk nie, maar hierdie ding wil ek vir jou sê, sou jy iets soos dit in jou hart beleef, moet jy onmiddellik onthou, ek hoef nie bang te wees nie, die Heilige Gees is by my, en wanneer hy dit aan my reveal, dan gee hy vir my ook die autoriteit, die leier bo oor daai ding. Hy sê, jy hoef nie bang te wees. So kom ons sê, jy kom by 'n plek en jy voel net nie, jou hart is nie rustig nie, jy voel nie gemaklik by die plek nie, en as hierdie onderskeiding van geeste, dan kan jy net sê, ek weet dat die Heilige Gees is binne in my, ek hoef niks bang te wees nie, ek kan met die Heilige Gees, kan ek net sê, vrede, in die naam van Jesus. So, hy beheer ys, of water maak hy nou ys, en hy bring kalmte en orde, bring hy in chaos, en ons kan daai vrede, kan ons beleef. Al is dit wild, daai liedjie van Lighthouse, My Lighthouse in the Storm, to Shore, wat, so ons kan daai vrede, kan ons beleef. So vrede gaan vir my baie saam met hierdie, nie bang nie.
As jy vrees beleef met hierdie ding, as jy dit in jou hart beleef, dan sê jy onmiddellik, Heilige Gees, jy het my nie 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag, van liefde en van selfbeheersing. OK. Onderskeiding help jou om die gees agter dinge te herken. Wat is van God en wat is nie van God nie. En so kan ons weet wat moet ons volgende doen. Nou, vrou Zone bly kalm en cool. Pun intended. Cool, calm and collected. Hy dink duidelik en hy onderskei wat werklik aangaan. Vrou Zone kom baie keer so aan die einde van 'n geveg. Of so op 'n kritiese oomblik, het jy al gesien in die movie? Daar's so 'n kritiese oomblik, dan kom hy so ingeskuur, so op een of ander golf van ys. En dan red hy die situasie. So hy vries emosies. En hy sien dinge duidelik, net soos die Heilige Gees ons help om dinge duidelik te sien. So met onderskeiding van gees, kan die Heilige Gees in die binnekant van ons gebruik, om ons emosies te vries en te sê, ek gaan nie nou doen uit, ek is bang, of wat is hierdie, of dit freak my uit nie, ek gaan dit vries, en ek gaan kalm na die situasie kyk, en ek gaan sê, hierdie is wat God se woord sê, hierdie is wat waarheid is. Awesome. Volgende, Jack, nou dis ons laaste gawe, praat in tale en uitleg van tale. Nou dit is, ja, maar hy het nog, hy moes kom meer en verdwyn en al sulke ding. Dankie my liefie, yes, 100% reg. So, baby Jack het onbeheerbare energie. Hy bons en hop en dan sy hier, dan sy daar, dan sy oor, dan sy hierdie venster, dan hy fight hy met daai little rascal, wat sou hy ding? Daai raccoon, oh my goodness. So hy gou net. Een vorentoe. As hy. Onbeheerste energie en hy praat 'n vreemde taal wat niemand verstaan nie. Het julle al gehoor hoe praat Jack? Maar hy maak sulke gelykies en dinge. Wat is 'n raccoon beklei? Hy's net soos jy. Kom nie in my huis by my asblik nie. Nee. Okay, nou praat in tale is 'n ding wat mens nie verstaan noodwendig met jou ore en met jou verstand nie. Nou ek wil met julle hierdie cool ding deel. Daar's 2 tipes praat in tale. Die een is wat jy praat en ek neem dit sommer jou Jesus taal. Ons gaan dit net doen of vanaand doen of hoe ook al, maar jy praat in 'n taal wat Jesus vir jou gegee het. Die ander een, dis baie cool. Dit is jy praat in 'n taal en dit klink soos 'n taal, 'n Jesus taal, maar dan is dit eintlik 'n ander taal. Nou hoor hierdie cool testimony. So ek hoor in hierdie week, hoor ek hierdie getuienis van, hulle is in 'n diens, 'n kerkboodskapie, en daar kom iemand, en hierdie tannie praat in haar taal, haar Jesus taal, vir 25 minute. Dis nogal lank. Dis nogal crazy lank. Sy praat net, hier gat sy, en sy praat. En die dag is nou verby, en hulle gaan aan, en die volgende dag, toe kom daar 'n gesinnetjie daaraan. En hulle sê, hulle wil graag met die vrou praat, wie se kerk dit is, of wat ook al dit is, en hulle sê vir haar, daai tannie wat gister so lank in tale gepraat het in ons taal, nou ek weet nie wat was hulle taal nie, kom ons sê nou maar, ja, kom ons sê nou maar Grieks, ek weet nie, Italiaans, whatever, het in ons taal gepraat. En sy het vertel van wie Jesus is. En sy het gesê, as jy jou lewe vir Jesus wil gee, dan moet jy dit nou doen. En ons as 'n gesinnetjie het toe nou ons lewe vir Jesus gegee, so ons wil nou hoor, okay, nou wat nou? Dit is crazy awesome. So, praat in tale is een van my gunsteling gawes ook. So, daar's praat in tale met die 2 tipes en ons uitleg van tale. En dit is daar waar die Heilige Gees vir ons sê, wat beteken dit, wat nou gesê? So, ek sal baie keer sommer in my taal praat, en dan sal ek dink aan iets, of ek sal dink aan 'n Bybelvers, of ek sal dink aan 'n idee om te gebruik in 'n lesing, en dan weet ek, dis die uitleg wat Jesus my gegee het, wat ek kan gebruik. Nou, hierdie gawes, almal van hulle. Okay, tale klink dalk vreemd vir ander, maar dis 'n bonatuurlike taal tussen jou en God. Dit bou jou geloof op en dit bring geestelike energie. Dit maak hierdie excitement. Nou julle, die laaste ruk het ek hierdie crazy cool ding beleef. Ek het nog nooit so beleef nie. Ek lê in die bed, so ek word so 'n bietjie vinniger of maak vroeër wakker as my man. So lê ek choppies in die bed om hom nou nie te pla nie. En dan in my kop begin ek in my taal te bid. En dan word my hele lyf, selfs as ek nou staan kan ek dit voel, word my hele lyf soos vuurwarm.
soos wat die Heilige Gees na my te bedien, en hy besig is om met my, dit wat ek nodig het, na my te bedien. Dit is awesome. Ek love praat in tale. Dit is nie iets om voor bang te wees, om iets wat weird is nie. Dit is weird, ja, dit is weird. Maar dit is nie iets wat nie van God af is nie. Nou, ons gaan vanaand bietjie met Heilige Gees, gaan ons bietjie daarop, ek reken, jy sê kan al skieurig hoe klink dit. As ek gaan vir jou in my taal, in my Jesus taal, gaan ek bid, maar ons gaan genaamd nog lekker hoe dit gesels. So dit is woorde. Ek het toe ek my eerste taalwoord gekry het ek net een woord gekry. En dit was Abba. Wie weet wat beteken Abba? Wat beteken dit? Ja. Nee, dit beteken papa. Abba is papa. Nou, ek het net my een woord gekry, en ek het Abba vir meer as 'n jaar. Ek is net soos, dis wat ek het, en dis wat ek gaan gebruik. En ek is nie bang om te gebruik nie. En soos wat ek saam met Jesus tyd spandeer het, en saam met die Heilige Gees gegroei het my taal meer geraak. So nou kan ek al lank, as ek die skottelgoedwasser uitpak, of die huis skoon maak, hoorie, dan bid ek altyd lekker in tale, en ek weet, dat die Heilige Gees dan na my toe bedien. Prentjie waar die Here my gewys het, is van 'n tonnel, sementtonnel, wat ek so smeer met sement, soos wat ek praat in tale. So, dis wat ek heeltyd so bid, dit klink weird, maar dan maak die Here my sterk, en hy smeer my so uit met sement. Ons gaan vanaand vir jou bid, as jy graag jou taal wil hê, dit is 'n amazing gift, om te gebruik. Okay, nou, hierdie gawes wat ek het, moet ek gebruik, om ander mense te help, en om hulle lief te hê. Ons lees hierdie vers. In 1 Petrus 4 vers 10, die tweede gedeelte, sê hy, met hierdie gawes, nou hy verwys in hierdie vers spesifiek na ander gawes, maar ons word nou van gawes in general. Met hierdie gawes, moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade, deur julle, na mekaar toe kan vloei. So wanneer ons nou, spannetjie, ek wil vra daar, Marlies, Melinda, Isak, waar is Reneske, sy? Okay, wil hê dat julle sommer vir my vorentoe kom, as julle iets beleef, kan ons bietjie sommer so, ons gaan so klein groepie so bietjie anders te doen nie, ons gaan ons 'n klein groepie so bietjie hier na jou toe bedien. So ek wil vra, as julle iets op julle hart beleef, dan vloei ons sommer so. Maar hierdie gawes, moet ons gebruik om mekaar lief te hê. Ons moet dit nie gebruik, om dit wat ek wil hê, te dryf nie, want die Heilige Gees se hart is om mense lief te hê. Dit is sy hart om te bedien na sy mense toe. So, wanneer ons nou na julle toe gaan bedien, dalk gaan hulle 'n woord deel, dalk gaan hulle 'n woord van kennis beleef en vir jou bid. Ons gaan maar net kyk wat doen die Here. Ons het nie 'n plan nie, ons het nie 'n hierdie moet gebeur nie, ons is net, Here, jy doen dit wat jy doen. En ons wil net saam met jou, wil ons saam met jou bedien. So, kan kom my liefling, Melinda, Elastic Girl, wel maar ek kan sien 'n klankboks verlaat, maar, okay, goed, en as Reneske inkom, kan jy al sommer vorentoe stuur, okay, lekker, sinds my, wacht toe man, ek kan myself help met dit, terwyl hulle vorentoe kom, so, ons gaan maar net die Here vertrou, dat hy dit doen, en dit sê wat hy op sy hart het, net gaan loer, hoe maak ons klaar, okay, lekker, ons is 20 minuutjies, wat ons net na julle toe wil bedien. Okay, so ek wil, so hier is sommer ons klein groepie. Ons gaan ons klein groepie sommer hier by mekaar doen, so ek wil net so 'n stukkie nog vir my fokus. Span, is al iets wat julle beleef, een van julle wat julle beleef, enigiemand van die gawes, wat julle wil bedien na iemand hier toe. Is hier 'n meisie met die naam Samantha. Samantha. Vir wie beteken die naam Samantha iets? Of Sammy, of Sam. Iemand se ma, iemand se boetie, iemand wat jy ken, daar's iemand wat iemand ken, daar's iemand wat ken. Okay, so daar's 'n paar, okay. Steek net by julle aan op. Okay. Julle ken Samantha. Hier is nou interessant. Okay.
Duncan, jou hand het eers opgegaan. Wat beteken Samantha vir jou? Okay. Okay. Was julle close? Jy en die vriendin? Okay. Julle nog kontak met mekaar? Mhm. Mhm. Goed. Ek het ook die naam Bridget beleef. Maak dit vir jou sin? Connected met daai situasie. Okay. Julle kan eers aangaan. Christo, staan gou vir my op. Nou, ek ken jou nou so 'n bietjie as in my kiksklas by die skool, maar ek sien 'n prentjie wat die Here vir my wys. Ek sien hoe jy 'n boom is. En soos wat hier in die Incredibles waar hy daai boom so opgetel het om die kat uit die boom uit te kry, sien ek hoe die Here daai wortels so oplig, die waar jy onmiddellik geplant is, vriende, mense wat invloed het op jou. En ek sien hoe die Here jou so uit dit uitpluk en hy skud dit so en dan skuif hy jou. En ek sien hoe die Here jou skuif en hoe hy mense rondom jou kom sit, spesifiek vriende, wat ook kies vir Jesus. Jy het vir Jesus gekies, en jy is lief vir hom, en jy wil saam met hom 'n pad stap. Maar dit wat rondom jou is, die plek waar jy geplant is, daar waar jy saam met vriende is dit moeilik. Dit is moeilik om Jesus daar te leef. En ek sien net hoe God sê, hy gaan nie daai vriende laat verdwyn nie, maar hy wil jou tussen vriende kom sit, wat regtig agter hom aan hardloop. En ek sou sê jy is op die uitkyk wees, 'n pelle wat jy dalk hier maak, wat saam met jou agter Jesus kan aanloop, wat saam met jou kan lief wees vir Jesus. Nou ek het, toe ek 7 jaar oud was, my lewe vir Jesus gegee. En ek was maar altyd bietjie weird in skool, want ek wou net Jesus dinge doen. Ek was lief vir Jesus en ek wou saam met hom lewe en verhouding hê, maar dit was my so die moeite werd. So dis 'n bietjie van 'n loner journey, maar ja, om so mooi verhouding met die Here te hê, dis beautiful. So ek beleef regtig 'n skuif. Hy skuif jou en saam met dit sien ek hoe die Here sê, hy kom plant jou en hy maak jou 'n boom waar mense wat rondom jou is, kan skade weer kry en kan vritte kry. Waar jy iemand is wat vir ander mense help en wat saam met hulle is. Daar is 'n stunning roeping op jou lewe. Daar's so 'n mooi mission op jou lewe wat jy moet doen, Christie. En ek is crazy opgewonde vir dit. En dit is my so lekker om, ek sien jou nou elke week, ons so 'n stukkie en jou te kan insaai. Ek is opgewonde. Kan ek sommer net vir jou bid, net vinnig, sommer terwyl ons hier staan? Is dit okay? Gaan sommer net daar waar jy is. Sommer net so jou hand. Papa God, ek bring vir Christie voor jou vandag en ek kom spreek lewe oor sy omstandighede uit. Ek kom spreek lewe oor hierdie skui wat jy in hom bring, hierdie boom wat ontwortel word en geskei word. En ek kom roep hierdie nuwe vriende in, vriende wat agter jou aanstap, vriende wat lief is vir jou. En ek kom bid dat daar waar hy op die oomblik is, dat hy 'n goeie invloed, 'n invloed van liefde en van skaduwee en van in die regte rigting sal wees. Ek spreek lewe en oorwinning en waarheid en noue verhouding met jou oor sy lewe. Amen. Dankie Christo. Guy, iemand wat iets wat jy beleef? Melinda, iets wat jy beleef? Okay, so Duncan, ek beleef dat die Here wil kom en daai seer in jou hart heeltemal heel maak.
heeltemal daai gat wat dit gelos het toe jou vriend gegaan het, vul op 'n nuwe manier, waarin hy kom deur sy gees binne in jou, waarin hy self aan jou vorm, waarin hy jou vorentoe vat. En ek voel hy wil dit doen op 'n manier waarop jy vir ander mense daai selfde invloed gaan wees. Duidelik het hierdie vriend van jou gehelp om tree vorentoe te gee in die lewe. En ek voel hoe God jou oprig om dieselfde te doen. Ek voel op hierdie stadium van die geveg is daar dalk nie baie mense rondom jou nie. Maar dat dit op die punt staan om te verander, dat God gaan kom en dat hy binne in jou 'n ding gaan doen. En jy gaan vind dat meer en meer en meer gaan mense rondom jou begin rondhang. Want die werk wat hy binne in jou gaan doen, gaan 'n werk wees wat jou laat ontwikkel, wat jou laat opstaan, wat jou nader aan hom bring, wat jou meer clarity gee met waarheid, en wat vir jou 'n beter en 'n beter en 'n beter invloed maak op mense. En dat mense in jou kringe gaan dit uitsoek, gaan rondom jou wil wees, want net om by jou te wees, net om naby aan jou te wees, gaan klaar afvryf op hulle in 'n manier wat hulle karakter vorm, en wat hulle ek wil sê kickstart in hulle destiny. Net die feit dat hulle sien hoe jy dit doen, en hoe die Here dit in jou doen, deur jou doen, as hulle langs jou is, dan sê hulle, okay, maar wag 'n bietjie, ek is ook ingeskakel in die, is amper al asof hulle in 'n slipstream inkom van wat die Here mee met jou besig is. En dat hulle dan ook begin deurbreek, dat hulle nader en nader aan hom kom. So ek dink dat in die dae wat kom, gaan jy sien dat mense rondom jou begin saamtrek. En ek dink jy moet jou hart oopmaak vir dit wat die Here nou in jou hande wil deposit, wat hy wil bring en wil vorm in jou. Is die mense hierso wat iemand het wat jy ken wat by die huis is of so, wat baie siek is? Beleef in die Here sê hy wil, so as jy iemand ken wat baie siek is, staan op. Ek wil saam met jou bid vir hulle. As jy staan op, by die huis, 'n ouma, 'n boetie, iemand wat baie siek is. Okay. Ek wil hê jy moet vir hulle bid. So dieselfde Heilige Gees wat in my is in jou. Dis nie 'n ander Heilige Gees nie, dis nie 'n groter Heilige Gees nie, presies dieselfde Heilige Gees. So jy het my 'n prentjie van 'n huis gewys en het my herinner aan dat ons het die autoriteit binne in ons om lewe te kan spreek oor mense wat siek is. So, ek gaan bid en dan bid jy agter my aan en dan sien ons wat die Here doen. So, ek sien baie uit om te sien wat hy doen daar waar jy terug huis toe gaan. So, kom ons bid. Papa God, dankie dat jy genees. Vandag spreek ek genesing oor die mense wat ek ken, wat siek is. En ek sê lewe. Ek sê oorwinning. Ek sê vryheid. In die naam van Jesus. Amen. Awesome, jy kan sit. So, na die kamp, dan is jy so op 'n secret mission, jy gaan kyk so 'n bietjie, wat het die Here gedoen, hoe gaan dit met hulle, en as jy dalk iets sien, fietsies wat anders is nie, onthou geloof, ons hou aan rol, ons hou aan die ding gebruik, maar ek is opgewonde om te sien, wat het Jesus in hierdie oomblik gedoen met mense wat jy dalk ken, wat nie lekker is nie. Iets wat jy beleef, dat is hy. Hallo meisie, met hierdie, met hempie. Ek sien hierdie prentjie van 'n hartjie wat geskryf is faith en dan daai kruisie. En ek beleef regtig dat die hartjie is jou verhouding saam met God en die res van die geskrywerheid daarso is die key na die spesiale roeping wat op jou lewe is. So ek wil graag hê jy moet dit onthou. Dat jou verhouding met God en jou geloof, spesiaal jou geloof, is regtig 'n key tot 'n spesiale roeping wat op jou lewe is. Wat jy dalk nie nog sien of weet van nie, maar daar gaan 'n tyd kom wanneer hy gaan vir jou reveal die goed waarvoor hy jou gemaak het. So kyk uit na dit, ja. En wat is jy nou? Kaylee. Ken jy daai movie waar daar twee seentjies is wat
ek dink in Spanje of iewers is, wat uit die water uitkom, en dan raak hulle weer mense, wat is die movie se naam? Luca. Okay. Hoekom nie? Ek beleef regtig dat jy is soos daai Luca, wat in lewe partykeer voel dat jy nie regtig kan vir mense wys wie jy eintlik is nie. Dat jy probeer wegsteek dit wat eintlik binne aan die kant van jou is. Is ek reg? Jy weet nie. Okay. Ek wil net sê, wees bold. Wees bold. Moenie bang wees nie. Wees wie God jou gemaak het om te wees. En moenie vir ander mense probeer anders te lyk nie, of moenie probeer hulle laat anders te dink oor jou nie. Wees net wie jy is. Want daar's 'n plan vir jou lewe vir dit. Okay. Sharp. Ons dink baie keer dat lewe wat ons doen saam met God moet baie boring wees. Nou, ek kyk so op bietjie na hierdie banners wat jy hierso in die middel sien. Wie kan my sê wat staan op hulle? Kom fliek saam met Jesus. So, hier is die woord wat ek beleef. So ek beleef daar's van julle wat hierso sit en julle sê, man, hierdie verhouding saam met God wat julle nou van praat, ek soek dit. En ek sien hoe Jesus jou roep en sê, ag man, kom fliek saam met my. Soos Melinda praat nou van die movie Luca. Man, ek het so lekker saam met die Here gekuier in daai movie. Nou, daar's dalk goed wat ek dalk nie noodwendig verstaan of nie saamsien of wat ek al nie, maar die Heilige Gees praat met my in my hart in daai movie en hy deel soveel goed met my en hy wys my soveel goed oor wie ek is. So, hier's my uitdaging vir jou, is wanneer jy van hierdie kamp af huis toe gaan sê, Jesus, ek vat jou op jou fliek invite. Tot ook al 'n vriend of 'n vriendin jou genooi, of jou family genooi en gesê, kom ons gaan movie, en dan kry hulle kaartjies en is popcorn en is hierdie oulike boksies, wat jy dan gesien het, en dan is daar popcorn en alles so binne, en ek het net soos, man, dis oulik. So, Jesus sê, ek wil hierdie uitnodiging na jou toe sit, en ek wil graag saam met jou kom fliek. So, hier's my challenge aan jou. Wanneer jy by die huis kom, dan sê jy vir jou huis, ons gaan 'n movie night, of jy kan hom alleen ook doen, maar ons gaan 'n movie night, en ons gaan Incredibles kyk of whatever, en dan kyk jy, saam met die Heilige Gees, kyk jy 'n movie, en jy sê, praat met my, ek wil jou stem hoor. So ek sien dit elke keer, voor ons 'n movie kyk, sê ek, Heilige Gees, wat wil jy met my deel, oor hierdie movie, en dan kyk ek wat gebeur, dat is altyd awesome dinge, wat hy met my deel, sommer uit 'n silly movie, 'n kindermovie, 'n movie wat net, dis nie eers 'n Jesus tipe movie nie. Okay, maar Lies, iets wat jy beleef daar van agter? Iemand van julle wat iets wil deel? Okay, lekker. Julle, ons gaan vanaand lekker verder saam gesels oor die Heilige Gees en oor dit wat hy doen, wie hy is en hoe hy ons beste vriend is wat saam met ons lewe doen. En ons kan nie hierdie gawes gebruik sonder die Heilige Gees nie. Dit is die battery aan die binnekant, wat soos die flitslig aanskakel en sê, boom, daar is nou lig. So as jy daai lig, daai gebruik van hierdie gawes wil hê, dan moet jy daai battery van die Heilige Gees binne in jou toelaat. So ek wil 'n groot verwagting by jou skep, vir dit wat die Here vanaand met jou, saam met jou wil ervaar en met jou wil deel. Om saam met sy Heilige Gees lewe te doen, is die grootste geskenk ever. So is dit jy wil deel, my liefling? Wat is jou naam? Sean, dit voel vir my asof jy binne in jou voel, die Here sien my nie raak nie, hy weet nie van my nie, hy het te doen met almal rondom my, maar hy het nie te doen met my nie, en het voel net vir my, die Here wil vir jou sê, ek sien vir jou, ek ken vir jou, ek het vir jou aan mekaar gesit, en jy is vir my spesiaal, en ek is reël, en ek wil vir jou wys hoe reël ek is. En ek voel die Here vra vir jou, gee vir my 'n kansie, gee vir my 'n kansie om vir jou te wys. Daar's baie seer in jou hart, daar's baie dinge wat verkeerd loop by die huis. En dit laat jou dink dat hy is nie daar nie, en hy gee nie om nie, maar hy gee om. Hy is besig om jou op te rig soos 'n Dawid was nie raak gesien by die huis, maar
God kyk in 'n mens se hart en hy kyk in jou hart en hy sien is 'n mooi hart wat hy gemaak het daarso en hy's lief vir jou en hy het vir jou so 'n mooi plan. En ja, ek wil net vir jou sê hy sien vir jou raak en hy is lief vir jou.